Eers saam lees, daar Openbaring 21 vanaf vers 1 tot en met vers 8. As ons daar die woord van die Here gelees het, sal ons dan saam bid. Ons luister dan aandagtig na dit wat die Here vir ons ook hier in die laaste boek van die Bybel sê. Ek lees vir ons vanaf vers 1. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. En die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toe berei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Bedroefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Want die dorstiges sal ek gee, die fontein van die water van die lewe verniet. Hy wat oorwin, sal alles beerwe. En ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges, en gruwelikes, en moordenaars, en hoereerders, en towenaars, en afgodedienaars, en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand, die vuur, die swaal. Dit is die tweede dood. Dit ons so die skriflesing en die woord van die Here. Kom ons nader tot God in gebed, ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het, oor op hierdie oggend, die dag van die Here, by mekaar te kan kom, geroep en gewerk deur die Heilige Gees, om hier te wees. Daar is vir ons geen belangriker plek om te wees vanoggend nie as hier in die kerk. Besig met u woord nie, om te kan hoor wat u vir ons wil sê nie, om deur u geleer te word, om beter te lewe, reg te lewe, teen die sondes in ons lewens te stry, die versoekinge af te weer en die Satan weg te jaag. Dit is wat ons vanoggend hier in die kerk wil doen, dis ons wil gevoed word, gevul word met die Gees en die woord. Genoeg, o Here, om sterk te staan in die week wat vir ons voor lê. Baie dankie dat ons vanoggend die Bybel op die kansel geopen het en dat ons daaruit kan lees, want ons weet dat die lees van die Bybel die volmaakste prediking is wat daar ooit kan wees. Die suiwer teks sonder enige interpretasie. Dis die stem van God wat elkeen van ons spreek, soos Hebreërs 1 sê. In hierdie laaste dae spreek hy tot ons net deur die Seun Jesus Christus, wat ons wil kom wys maak op die wonderlike weg van verlossing, waarop hy ons gebring het deur die genade en sonder keuse. Ons vra dan daar ook, o Here, dat u vir elkeen van ons vanoggend 'n geopende hart sal gee en geopende ore, 'n hart wat ontvanklik is, 'n hart wat gewerk word deur die Heilige Gees om in te neem, dat daar die saad van die evangelie vanoggend op goeie grond sal val, dat ons sal besef hoe belangrik die kerk is, en hoe belangrik dit vir ons is, om gehoorsaam te bly ook in die dag van die Here. Ons ook nou saam gelees het in die 10 gebooie uit. Hier is 'n God van struktuur, hier is 'n God van instruksies, en ons sien dit reg deur die Bybel tot vandag toe nog, en dit sal so wees tot in ewigheid, want ons weet dat die kerk sigbaar sal wees ook in die ewigheid. En daarom vra ons dat u ons sal seën met gehoorsaamheid, met bereidwilligheid, met 'n gesindheid wat in Jesus Christus was, om so te lewe dat u vir ons elkeen sal sê, mooi so my goeie en getroue diensknegt en diensmaagd. Vanoggend kom u weer na elkeen van ons toe, en u roep ons om in die koninkryk en die kerk te werk en te wees, ook te reageer op die roepstem van die Here. Mag ons saam met Jesaja sê, hier is ek, o Here, stuur my, gebruik my.
Ons smeek dat hierdie vlekke van die wêreld in ons gees en in ons binneste, in ons siele en selfs in ons vlees, ons sal wegneem, dat ons sterk sal staan teen al hierdie listigheid en versoekinge van die Satan, dat ons van die sonde af sal wegvlug, omdat ons dit haat, en elke tree weg van die sonde af, is 'n tree nader aan die Here. Dit is waar ons wil wees, ons wil saam met U wandel, ons wil hierdie skade weer leef, ons wil die beskerming beleef en ervaar, en mag dit ook so van ons kerk gesê, want dankie dat U versorger en voorsiener en hoof van ons gemeente is. Ons is in veilige hande, want ons is in U hande en as God vir ons is, wie of wat kan hier ons wees. Mag elkeen wat met woorde vanoggend hoor en sien. Ons kan dit nie doen, U alleen is in staat om dit te doen. Mag ons dit ervaar. Heilige Gees, ook vanoggend in elkeen van ons werk. In Jesus naam bid ons in hierdie werking van die Gees. Amen. Nou geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, as jy vandag vir mense vra wat die belangrikste in hulle lewe is, sal jy sekerlik baie antwoorde hoor. Jy sal antwoorde hoor soos my huwelik, of my gesin, my kinders, my werk, my besittings, my gesondheid, my huis, my toekoms en vele meer. Dit is alles baie goeie en wonderlike gawes uit die hand van God wat hy vir ons gee. Dit is goed. Maar hoeveel van ons as ware Christene sal spontaan antwoord as ons met hierdie vraag gekonfronteer word? Die kerk van Jesus Christus. Dit is vir my die belangrikste. Hoeveel van ons sal daardie vraag so antwoord? Dit is sekerlik een van die grootste gevare in ons tyd, in die tye waarin ons lewe. Die kerk het vir baie mense, maar net 'n opsie tussen 'n hele klomp ander opsies geword. As daar 'n tyd is, of jy is lus, dan gaan jy kerk toe. As jy moeg is, of jy het kuiermense, dan bly jy weg van die kerk. As daar sport is, dan bly jy weg van die kerk af. As dit vakansietyd is, dan bly jy weg van die kerk af. Die hartseer realiteit is eenvoudig, ons bly weg van die kerk af, sonder om eers skuldig te voel, want dit is bloot net 'n opsie. Tussen 'n hele klomp ander opsies wat ons kan neem, en besluite wat ons kan maak. Hierdie tye waarin ons leef, hoor ons selfs mense gereeld sê, ek glo in Jesus Christus, ek glo ek is gered, maar die kerk is nie so belangrik nie. Jy hoef nie kerk toe te gaan nie. Dit klink amper reg, want daar's ten minste 'n belydenis, daar's ten minste iets waarvoor ons bekend is om te sê ons glo in Jesus Christus, maar dit pas glad nie by die Bybel in nie. Glo dit of nie, Jesus red mense en hy maak hulle dan deel van sy liggaam, sy kerk en soos wat ons ook in hierdie gedeelte hoor, sy bruid. En daarom moet ons vandag nie vra hoe ons oor kerk voel nie. Dis nie die doel van vandag se preek nie. Ek dink die belangrikste vraag ook vanoggend is, waarom is die kerk vir God so belangrik? Waarom is dit vir hom so belangrik? Dit is nog hy wat sê, ons moet kerk toe gaan en ons moet die dag van die Here heilig. Ons teks gee daarop 'n verrassende antwoord wanneer Johannes in Openbaring 21 die einde van die wêreld sien en dit wat in die eindtyd gaan gebeur. Sien hy nie eers die goue strate of die parelpoorte of die heerlikheid van die hemel, nee, hy sien iets baie belangriker. Hy sê, en ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Wat Johannes sien is nie bloot net 'n stad nie. Hierdie stad verteenwoordig die volk
van God, die kinders van die Here, die nuwe Jerusalem, die bruid, is die kerk van Christus, volmaak gemaak, gereinig deur die bloed van die lam en gereed om haar bruidegom te ontmoet. En dan hoor ons hier die aankondiging van Johannes as hy sê, kyk, die tabernakel van God is by sy mense en hy sal by hulle woon. Dit is die hoogtepunt van die Bybel. Dit is waaroor die Bybel gaan. Van Genesis reg deur tot Openbaring loop daar een groot lyn deur die hele Bybel. God maak vir hom 'n volk bymekaar en hy wil by hierdie volk woon vir ewig. Dit was reeds sy bedoeling daar in die tuin van Eden gewees. Ons lees in die Bybel dat Adam en Eva nie maar net hulle plek in die tuin verloor het deur die sonde nie, maar het ook daardie intieme verhouding met die lewende God verloor. Sonde het skeiding gebring tussen die skepper en die skepsel. Maar onmiddellik na al hierdie dinge gebeur het, die sonde wat skeiding gemaak het tussen God en mens, begin God weer met sy verlossingsplan, sy groot verlossingsplan, en hy roep vir Abraham, en hy vorm die volk Israel, en hy gee die tabernakel, later gee hy die tempel, en alles wat die Here gee, verkondig dieselfde waarheid en boodskap. God, ons God, wil by sy volk, jou en my, woon. Maar daar was steeds baie afstand gewees. Ons sien dit reg deur die praktyk van die Ou Testament. Daar was offers gewees, daar was priesters gewees, daar was 'n voorhangsel gewees. Sonde het skeiding gemaak, afstand gebring tussen mens en God. En toe stuur die Vader sy seun, toe kom die Here Jesus Christus wat genoem word Immanuel, God met ons. En in hom woon God onder mense aan die kruis, dra hy die volle oordeel oor die sonde. Wanneer hy sterf, dan skeur hierdie voorhangsel van bo na onder. Die pad tot God, die weg na ons Here toe, word oopgemaak. En na sy hemelvaart lees ons, hoe stuur hy die Heilige Gees vir die kerk. En Openbaring 21 wat ons saam gelees het, wys vir ons so mooi waarheen God met hierdie kerk op pad is. Wys na die kerk se ewige toekoms daar in die nuwe skepping. Daar geen meer sonde sal wees nie, daar sal geen meer seer wees of 'n geween nie, daar sal nie pyn wees nie, daar sal nie gebrokenheid wees nie, daar sal nie trane wees nie, daar sal nie skeiding wees nie. Wat daar wel sal wees, is God sal vir ewig by sy kerk woon. Dit is die einddoel van sy verlossingswerk. Dis waarheen hy met jou en my op pad is, dit is waarheen hy met sy kerk op pad is. Sien nie wat dit beteken? Kan jy hoor wat Johannes hier vir ons wil leer? Die Bybel, die hele Bybel, 66 boeke, eindig met God, wat by sy kerk kom woon. En daarom kan kerk, en daarom mag kerk, nooit, maar nooit in 'n ware gelowige se lewe 'n bysaak wees, of 'n opsie wees nie. Nee, die kerk is die mense vir wie Christus sy bloed gestort het. Die kerk is die mense vir wie Christus om vrywilligheid self oorgegee het om aan 'n kruis te hang en die pyn te beleef en verneder te word. Kerk is die tempel waarin die Heilige Gees woon. Die kerk is die bruid wat wag op haar bruidegom. Hoe kan iets wat vir God so kosbaar is, hoe kan iets wat vir God, ons God, so belangrik is, vir my en jou 'n bysaak wees? Iets onbelangriks.
Ja, ons glo dit en ons bely dit Sondag na Sondag, ons praat met mekaar daaroor as ons mekaar sien en geestelike gesprekke voer. Ja, ons weet, ek glo, die Here Jesus Christus het my gered. Ek glo ek gaan die hemel toe. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop uit die brandende poorte van die hel. Luister dan mooi na artikel 29 van die Nederlandse geloofsbelijdenis wat sê dat niemand hom van die ware kerk behoort af te skei nie, maar dat elke gelowige hom daarby moet voeg en daarin moet volhard. Ja, ek weet, nie omdat kerk mens red nie, maar juis omdat God deur die Here Jesus Christus sy kinders daar versorg. Dink vir 'n oomblik hieroor. Hoe werk Christus vandag in die wêreld? Hy kon direk met elkeen van ons gepraat het. Hy kon direk elkeen van ons geleer het. Hy is daartoe in staat. Maar hy gebruik die eenvoudige middel wat hy self ingestel het. Hy gebruik die prediking, hy gebruik die sakramente, hy gebruik die tug, en hy gebruik die gemeenskap van die gelowiges. Vir die wêreld daar buite lyk dit absoluut onbelangrik. Ag ou preek. Ag so ou bietjie watertjies daar op 'n kind se voorkop. Brood en wyn, 'n huisbesoek op, maar net nog 'n gebedsgeleentheid. Maar die ware gelowige, die kind van God, die Christen, sien meer as dit. Die ware gelowige weet, hier werk Christus Jesus, hier is hy besig om te werk, dit is vir my die belangrikste. Ek kan myself nie losmaak van dit nie, daar is vir my niks belangriker as dit nie, want daar in die kerk, daar spreek my verlosser, daar in die kerk, daar voed hy my, daar vertroos hy my, daar versterk hy my, daar bewaar hy my, daar lei hy my op die ewige volmaakte weg, na die ware kerk wat ons oor opgewonde moet wees. Hoeveel van ons kan in ons lewens terugkyk en sê, joh, ek onthou dit so goed soos gister, daar was daar die een preek wat ek goed onthou, wat my lewe verander het. Ek weet ek was op die verkeerde pad, ek weet ek was besig met die verkeerde dinge, maar daardie preek het my lewe verander. Ek was in die duisternis, maar nou is ek in die lig en ek wil wandel op hierdie weg van gehoorsaamheid. Daardie een nagmaal het my diep getref, daar het ek besef, Jesus Christus het vir my gelei, hy het vir my gesterf, hy het aan 'n kruishout uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat vir my? En hy het my sondes kom vergewe, en hy het deur sy bloed my naam in die boek van die ewige lewe, die lidmaatskap tot die volmaakte kerk, geskrywe. Soos terugdink in daardie huisbesoek, of daardie voorbidding, wat toe jy op 'n oomblik was om moed op te gee. Dit gevoel of jou lewe nie sin maak nie, ek weet nie watter kant toe nie, ek kry geen antwoorde nie. 'n Huisbesoek, 'n gebed van 'n medelidmaat of geliefde, wat jou weer moed gegee het, wat jou weer opgetel het. Dit was nie blote mense nie. O nee, dit was Jesus Christus wat deur sy kerk gewerk het. Daarom is dit so gevaarlik wanneer ons die kerk onbelangrik ag of dit nie bywoon nie. Nie omdat 'n erediens iemand red nie, maar omdat ons dan die weg verlaat waarlangs Christus beloof het om sy kinders te voed en sy kinders te bewaar vir die ewigheid. Dit is soos iemand wat vir jou sê, o, ek glo my dokter, maar ek sal verseker nie die medisyne drink wat hy vir my voorskryf. Sal tog mos nie werk nie. Stop mos nie die dokter se skuld nie. Dis die verbruiker se skuld. As hy of sy nie gesond word, daar geen beterskap is nie.
As die Here Jesus sê in ons teks, aan hom wat dors het, sal ek gee die fontein van die water van die lewe. Waar laat Christus daardie water reeds vandag vloei? Voel jy dit nie? Vandag hier in sy kerk, elke Sondag word die fontein van die ewige lewe oopgemaak. Elke keer wanneer die woord verkondig word, hoor die bruid die stem van haar bruidegom. Iets om oor opgewonde te raak. Elke keer wanneer ons 'n sakrament aanskou, dan beleef ons iets van die herbevestiging van die verbond. 'n Here en 'n God wat vir jou gesê het, ek sal jou God wees. Jy sal my nooit kies nie. Jy sal altyd jou rug op my draai. Ek sal nooit goed genoeg vir jou wees nie, maar glo my wat ek vir jou sê vandag, my kind, ek sal getrou bly aan my beloftes. Die sakramente leer dit vir ons, wat ons sien, die bloed van Christus vergiet word en vloei. Elke keer wanneer gelowiges saam aanbid, voel ons en ons beleef die boublokke van God, hoe hy besig is om sy kerk voor te berei, om daardie volmaakte identiteit in te neem. Daarom is die belangrikste vraag vanoggend eintlik die volgende. 'n Vraag wat jy sekerlik net self, en jy kan dit nou antwoord. Aan wie behoort jou hart? Aan wie behoort jou hart? Wie is die eienaar en die besitter van jou hart, jou wese en jou lewe? Ons beplan ons en ons kinders se lewens. En ons doen dit. Maar hoeveel van ons beplan ons lewe rondom die kerk van Christus? Beplan ons werklik ons en ons kinders se lewens so, dat ons in gehoorsaamheid die suiwer woord van God hoor? Is dit vir ons belangrik? Wanneer ons na ons kalender kyk, wys dit dat Christus eerste is. Wys dit dat jou hart aan hom behoort. Wanneer ons kinders na ons lewe kyk, sien hulle dat die kerk vir ons belangrik is. Kinders luister nie net na wat ons sê nie, hulle kyk hoe ons leef. As ons toelaat dat die dag van die Here, sy kerk en die erediens maklik plek maak vir sport, vakansies of ontspanning, leer hulle dat die kerk van Christus nie werklik belangrik is. Maar as hulle sien hoe papa en mamma Sondag na Sondag opofferings maak om in die kerk te wees, selfs in en op vakansie die knie te buig vir hulle verlosser en saligmaker Jesus Christus, sal kinders leer dat Jesus die grootste skat op aarde is. Daar is nie 'n groter skat wat jy vir jou kinders kan nalaat en gee as ware geloof. Dis 'n lewende verhouding met Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Nie geld nie, nie 'n nalatenskap nie. Ons werk onsself dood aan dit, terwyl die waardevolste besitting wat ewigheidswaarde het, is geloof. Geloof en die kerk van Christus. Dit is wat die Here dan ook self vir ons sê. Die teks wat ons saam gelees het, eindig egter nie net met 'n uitnodiging nie. Dit eindig ook met ernstige waarskuwing. Dis een ding wat ons bang maak as ons die boek waarin lees en bestudeer. Johannes sien net 2 uitbestemmings. Hy sien die nuwe Jerusalem, maar hy sien ook die poel wat brand van vuur en swaal. Daar is aan die een kant die kerk van Christus, en aan die ander kant is daar die oordeel. Daar is geen derde moontlikheid wat bestaan. Dit wat die wêreld vir jou sê, is 'n absolute leuen. Jy kan nie sonder die kerk van Christus nie. Dieselfde Christus wat sy kinders nooi om uit die water van die lewe te drink, waarsku ook teen ongeloof en volhardende ongehoorsaamheid. En hy doen dit nie om mense weg te stoot nie. Hy doen dit soos hy dit nog altyd doen vir dieselfde rede, om mense te lei tot bekering. Om mense te lei om
om hulle self oor te gee, en gelei bestuur te word deur die Heilige Gees. Minder soos die wêreld te lyk, minder soos die wêreld te besluit, minder soos die wêreld te klink. Jakobus 4 vers 4 sê vir ons, as jy 'n vriend van die wêreld is jy 'n vyand van God. Dis hoe eenvoudig soos dit. Dit is hoe dit daar staan. Dis die Here wat praat. As jy 'n vriend van die wêreld is jy 'n vyand van God. Nou afsluit geliefdes, wanneer Johannes uiteindelik oor die nuwe aarde uitkyk, sien hy die ware kerk. En in die middel daarvan woon God self. Dit is waarheen die Here Jesus Christus met die ware kerk vandag reeds op pad is. En elke erediens, elke Sondag, die dag van die Here, elke keer wanneer daai kerk se deure geopen word, is dit 'n stap nader aan hierdie ewige kerk. Dis waar die Here jou en my wil hê. Daarom moet ons nie die vraag vra, moet 'n kerk toe gaan nie. Die dieper vraag is eintlik dit. Het jy Christus werklik lief? Het jy hom lief as jy op 'n Sondag besluit, ek het rus nodig, ek gaan eerder 'n bietjie in lê, want ons was 'n bietjie bedrywig die naweek. Het jy Christus werklik lief as sport sy plek in jou lewe vat? Het jy Christus werklik lief as jy 'n vakansie kan gaan sonder om jou voete in 'n kerk te sit? Het jy Christus werklik lief as jy jou lewe sonder hom beplan? Ons weet ons het hom nodig. En ons weet ons kan nie sonder hom nie. Maar ons is besig om hom net 'n opsie te maak. En nie die allerbelangrikste besluit in ons lewens nie. En dit is wat Johannes vir ons probeer leer deur hierdie bekendstelling van hierdie komende ewige kerk. Jy kan nie sonder dit nie. Anders wis jy. Die reddende woorde van die Here Jesus Christus vir jou en vir jou kinders in die nageslag na jou. Want iemand wat die hoof liefhet, sal ons ook die liggaam lief hê, soos Christus homself vir ons verduidelik. Iemand wat die herder liefhet, sal verseker ook vir die kudde lief wees. Iemand wat die bruidegom liefhet, sal ons ook sy bruid lief hê. Moenie die kerk waarvoor Christus Jesus gesterf het, sy bloed laat vloei het, onbelangrik ag nie. Moenie jou hart vasmaak aan die dinge wat binnekort sal vergaan nie, terwyl jy ongehoorsaam raak teenoor dit wat vir ewig sal bly. Hou jou tyd mos op die dinge wat sal verbygaan. Hou op dinge belangriker maak as wat dit is. Dit sal verbygaan. Die allerbelangrikste in jou lewe wat vir ewig sal bly, is die kerk, die ware kerk van Jesus Christus. En daar kom 'n dag, wanneer hierdie wêreld alles wat jy ken, en alles waarvoor jy gewerk het, verby sal gaan. Maar een ding sal bly staan. Dit is die kerk van Christus. As daar vanoggend vir jou gevra word, wat is die belangrikste in jou lewe? Kyk diep in jou hart. Kyk diep in jou gesindheid. Kyk diep in jou bywoning en meelewe. En wees eerlik, dan jy vanoggend met absolute sekerheid antwoord. Die ware kerk van Jesus Christus. Is dit jou antwoord? Amen. Kom ons staan. Ons almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook vanoggend die voorreg het om uit die woord uit te kon lees. Door die besef te kom, dit is U wat met ons praat deur hierdie gedeelte. En baie dankie dat ons ook weer deur die woord as goeie riglyn en maatstaf vir ons lewens vanaand hoor dat hierdie kerk, wat ons selfs vandag beleef en onsself in bevind, nie maar net 'n bysaak of 'n opsie is nie. Dit is belangrik en noodsaaklik. Mag U ons help deur ons lewens en deur die openbaring van hierdie woord dat ons sal besef, elke liewe erediens is 'n tree nader aan die ewigheid. En ook onsself daar te bevind in die ware kerk van Christus.
Ons bid, Here, dat U ons sal help, dat ons die Bybel sal lees en ken, en dat ons oor sal hoor as U met ons praat. Ons vra in besonder ook voorbereiding vir die broeders en susters op die voorbereidingslys, die wat ingaan vir groot operasies, die wat operasies deurgemaak het, prosedures. Ons vra, Here, dat U self ook vanoggend deur die kerk, en hulle sal openbaar en dat hulle sal besef, dat daar vir hulle gebid word. Mag ook vanoggend die diens lewensveranderend wees vir ons. En ons weet, Here, ons beplan ons lewens so maklik sonder U, en so maklik sonder die kerk. Maar dit is nie reg nie. Daarom vra ons ook, Here, dat U ons sal lei tot gehoorsaamheid. Dat ons sal uitleef dit wat ons glo, en dat ons in dankbaarheid tot U sal nader met die wete U het ons gered. Ons bid ook vir voorbereiding vir die weekse verrigtinge, maar ons voorbereiding streef ook vir ons bazaar. Ons weet, Here, dat ons in U hande is, en dat U die goeie gewer van alles is, U is die versorger en voorsiener. Ons het niks wat ons nie ontvang het nie, en daarom vertrou ons ook, Here, dat U vir ons sal gee, wat ons nodig het, om ook lig en duisternis te wees. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Gees. Amen.